Ons maak die Bybels oop by Matteus hoofstuk 24. In ons bestudering vanuit die profetiese rede, is dit al die derde boodskap. Ons het begin met die wysheid om te waak, om te wag. In die volgende boodskap het ons geluister na Christus wat waarsku oor die tekens wat ons sal raak sien en hoe dit ons lewens behoort te raak. In die derde boodskap kyk ons nou na die volgende paar verse, ook in hoofstuk 24, en ons kyk in besonder na die stuk wat nodig is om te volhard. Ons lees saam vanaf vers 3, maar voor ons dit doen, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, ons kan U net eer en dank vir U goedheid, dat U versorg in tye soos hierdie, dat ons vanoggend kon opkom na U huis, om as gemeente kerk van Christus te mag wees, waar die woord vir ons belangrik is, en tye wat die mekaar is, sin nodig het. En daarom is dit vir ons belangrik dat ons U naam kan aanroep en U roep, om in ons midde te wees, en U is reeds. Maar ons verstand hou ons baie mal terug, omdat ons maklik aan ander dinge dink, en het ons bloot eenvoudig nie die vermoë het om U te ken, as U ons nie inlei in die woord nie. Maak ons dus gehoorsaam, Here, dat ons nie vandag net hoor nie, maar wel luister. Nie net met 'n verstand luister wat nie begryp nie, maar wel begrip ontwikkel. Dit alles kan slegs gebeur as U in die goedheid en getrouheid ons naby is. Ons bid vir die verligting van ons verstand in Christus naam. Amen. Matteus 24, ons lees saam vanaf vers 3. Die agtergrond is hier, Christus is met sy disippels besig. Hulle was by die tempel, hulle het vertrek van die tempel af, en hy het vir hulle daar gesê, hierdie tempel gaan afgebreek word. En dan vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle heel aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies,
en dan sal die einde kom. Die hele gedeelte van vers 9 tot 14 sal in behandeling geneem word in die prediking. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, meeste van ons het op 'n stadium in ons lewe deelgeneem aan sport, of minstens net deelgeneem aan aktiwiteit wat in 'n span moet plaasvind. Baie keer gebeur dit dat 'n span gekies moet word en dan is die lede van die span bekend. En ons kyk dan na mekaar en ons vra die vraag af, sal ons sterk genoeg wees? Vinnig genoeg word dit beskikbaar en duidelik of ons span die mas sal opkom of nie. En partykeer het dit nou maar so gebeur, ek was alweer in die verkeerde span. Ons was nie sterk genoeg nie. Dit vat egter nie lank om in die lewe te besef, jy is in 'n span wat eintlik in die minderheid is. Ons beleef in ons volk, taal en kultuur, dat mens baie maal in 'n kleiner groepie voel as wat die res van die wêreld is. Die Afrikaner as 'n volk in Suid-Afrika is tans 'n baie klein groepie teenoor die wêreldbevolking. Ons idees, ons strewe en waaroor voor ons staan, verskil van ander volke. Tereg. Ons maak egter nie 'n groot impak op die wêreld nie. Wanneer die land Suid-Afrika moet stoei met die res van die wêreld, is ons egter klein. En ons is van minder waarde ekonomies. Strategies dalk iets anders, maar ekonomies maar 'n klein speler. En hier is maar alles voorbeelde net om te wys, ek bly nou nie in die FSA nie, so ek is nie die sterkste moondheid ter wêreld as burger nie. My kinders word groot in 'n land wat gereken word gaan agteruit ver vinniger as wat hy behoort. Sal my kinders die mas kan opkom? Ons het immers nie die beste van die beste wat beskikbaar is ter wêreld nie. En kan ek my kwalifikasie wat ek as matriekleerling verkry opweeg teenoor die standaarde van ander dele van die wêreld? En dan wonder mens, sal mens ooit wen? Nou bly ek op verkeerde plek. Is deel van 'n baie klein bevolkingsgroep. Nie altyd die sterkste nie, nie altyd die beste nie, maar dis waar ek is. En daar's baie kategorieë wat 'n mens kan vergelyk om te kyk waar pas jy nou eintlik in. En die vraag is, stry ek dan nou te vergeefs? Leef ek dan nou te vergeefs? Want die volgende kategorie wat van toepassing is op gelowiges, is dat die kerk van Jesus Christus klein is. Dat die kerk van Jesus Christus oor die hele wêreld bestaan. En as ons die bevolkingsgroepe van elke land vat en ons sê, hoeveel Christene is in hierdie land? Hoeveel Christene is in hierdie land? Dan gaan van die persentasies na enkelsyfers toe. Enkelsyfers van die totale bevolking in daardie gegewe lande. Suid-Afrika neig na die 10e syfers toe. Wanneer dit kom by deurleefde Christendom, Europa staan al lank op iets soos 2 of 3% Christendom. En ons vra die vraag, kan ons oorleef? Stry ons nie in die verkeerde span nie? Moet ons nie dalk vir ons 'n ander span gaan soek nie? Hierdie deel van die profetiese rede handel oor die antwoord nee. Moenie 'n ander span soek nie. Hoekom nie?
Hoekom moet ek nie 'n ander stoeiplek gaan soek nie, want die stoeiery, die stryd is erg. Jesus het vir ons gewys dat die tekens van die tye daar sal wees om ons te herinner dat daar altyd 'n herinnering nodig is, maar dat ons altyd sal sien dat die wêreld in beweging bly. Die waarskuwings het nie opgehou nie, en die tekens van die tye staan. Jesus sê in vers 8, al hierdie dinge is 'n begin van die smarte, vir u wat al 'n wedstryd begin het en jy weet, jy's klaar agter. Jy weet, die sport golf het 'n saak van voorgee. Jy het al reeds soveel houe nodig, want jy gaan verseker nie gelyk aan baansyfer speel nie. Dis soveel houe jy ekstra nodig het, en dis nie 'n versekering dat dit genoeg houe is nie. En soos die sport golf vir jou iets sê, jy gaan dit bindien nie kan doen op die regte standaard nie. Dis jou vermoë. So die Christendom, maklik, in ons persepsie, ons het nie genoeg mannekrag nie, ons is nie genoeg in die gemeente nie, ons het nie genoeg geld nie, ons kan nie kompeteer teen die wêreld nie. En die vraag is, hoe probeer ons kompeteer? Jesus sê in vers 9. Dan, met ander woorde, na hierdie tekens, en terwyl hierdie tekens plaasvind, moet ons weet, dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee, en julle doodmaak, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. 'n Baie belangrike vers in die stryd van die Christelike kerk. Ons is in hierdie wêreld klaar ingedeel op grond van ons geloof in die minderheidsgroep. Jesus het alreeds gesê voor sy kruisiging, my het hulle gehaat, julle sal hulle haat. Die wêreld het julle nie lief nie, ek het julle lief. En dan wanneer hy opvaar na die hemel, en van Pinksterdag af in besonder, begin die stryd teen die Christelike kerk ewig. Ons sien dit reeds met Petrus en Johannes. Jy ken die verhaal. Handelinge 4:5. Dit word nie ligter nie. Stefanus word met klippe doodgegooi deur die Christene se eerste vyand, die Jodendom self. Wanneer Christus nie erken word as God nie, word diegene wat hom erken as God ook erken as vyand. Eerste eeu se stryd was ewig. Dit sou nie bly by Jode en Israel wat die Christene begin doodmaak nie. Want Rome gaan nie lank wag nie en van die keisers met die name van Nero en ander het vinnig begin om die Christene te vervolg omdat dit nodig was in hulle oë. Ewige vervolging onder die Christene het in die eerste eeu reeds plaasgevind. Dit was hier rond die 4de eeu wat die kerk 'n asemhalingstyd ontvang wanneer Konstantin as deel van 'n regering tot geloof kom in die staatskerk die Christendom maak en asem kom terug vir die Christene. Maar dit is 'n tydelike asem. Dit is 'n tydelike asem. Dit het nie lank gevat nie. Deur die middeleeue het dit net erger en erger begin word, maar die stryd teen die Christendom het van die islamitiese kant af begin kom. En die Rooms-Katolieke Kerk, jy kan maar gaan lees in die geskiedenis, het groot stryd gehad dat die kerk van die dag, die Rooms-Katolieke Kerk wat die enigste kerk was op daardie stadium, gereeld in stryd moes gaan teen die Islam. En dit was 'n ewige stryd, bloedige stryd. En dit was geloofstryd, nie net magstryd nie, maar geloofstryd. Werklik waar lig teen duisternis. En met die reformatie
het die kerk 'n innerlike stryd begin voer, want die interne stryd was die lig van die skrif teen die dwaasheid van die mense se eie oordeel. En die reformatie vind plaas vanaf Martin Luther en verder, om weer iets van sin vanuit die woord van die Here te vind. En die stryd om die skrif alleen begin. En dit lei tot vervolging van die Christendom in eie geleedere. Van Rooms-Katolieke kant teenoor die Protestantse kant is die geveg hewig. In sommige gevalle word dwaalleer selfs met die dood gedref. Jy dink vandag, kerklike tug is erg, en daardie dae was dit baie erger. Die dood, jy word eenvoudig verdrink as jy by 'n sekere standpunt staan. En dan kan jy die vraag vra, leef ek in die tyd waarin hierdie goed geheers het, en ek vra, waar is Jesus? Waar is die Christus? Is dit wat hy bedoel? Mense gaan julle haat, en die haat het gekom van die afdwalers teenoor die protestantisme, oor die protestantisme sê, maar die Here sê dit, julle sê dat, en die woord van God was nie meer sentraal nie. Dwaalleer binne 'n bepaalde sistemiese raamwerk word gegee. Daar's 'n stelsel, 'n hiërargie. Wat het dit tot gevolg gehad? Wanneer die stelsel groter word as die God, het die afvalligheid ook gekom. Vanuit hierdie stelsel het valse profete ook ontstaan. Vanuit hierdie stelsel van God se woord is nie meer die waarheid nie, of is nie alleen die waarheid nie, kon valse profesie na vore tree. Valse verkondiging word algemeen aanvaar. En ons sien die middeleeue breek daardie stelsel in twee. Ons kan nie saam met die valse profete gaan nie. Ons moet vir Christus wees. Na die reformatie en nader na die moderne tyd, sien ons dat die wêreld tans 'n relatiewe groot stryd is in terme van vervolging. Ons kan amper nie op 'n kontinent in hierdie wêreld gaan staan en vra, waar is daar nie konflik nie? Want daar is oral. Vervolging vier hoogtye, Islam in die Midde-Ooste en die Asiatiese wêreld, die een wat die stryd aanvoer teen die Christendom. In Europa, in die westerse wêreld, selfs Australië, begin Islam geweldige stryd voer. Maar 'n ander bron van stryd is die stryd om die waarheid te kan praat vanuit God se woord. Die vrye westerse wêreld het die hand verruil van die waarheid alleen gebaseer op die skrif na 'n inkonsekwente waarheid, met ander woorde 'n waarheid wat nie vas is nie, maar almal is reg, sodat niemand uiteindelik reg is nie. En die skrif word ondermyn en die gevolg daarvan is die volgende vers: baie sal tot struikeling gebring word, vers 10, en mekaar sal verraai word, mekaar sal gehaat word. Een sal voor die bus gegooi word en een sal onder die bus gegooi word. Een sal verkla word en sê, maar jy sê dit. Ander maak 'n plasing op enige sosiale platform en die kommentaar illustreer dit. Die vryheid van spraaksaak word so, jy kan enigiets sê, solank jy net nie 'n Christen is nie. Want die Christelike standpunt word erger gekritiseer, want die Christelike standpunt neem 'n standpunt in van reg of verkeerd. Dit lei in die wêreld waarin ons stry tot ewige gevegte, verdeling onder gesinne, families. Soveel so dat mense sê, ons praat net nie geloof onder mekaar nie, want dan stry ons net heeltyd met mekaar. Dit lei tot haat.
dit lei tot nait. Dit lei tot 'n wanvrede onder mekaar. Die mense sê, sien, geloof is die vyand. Kom ons verwyder geloof uit ons stelsel, dan sal almal in vrede met mekaar kan leef. En ons is nog steeds op die nadraai van hierdie filosofie, hierdie denkraamwerk wat sê, ja, ons het eintlik nie nodig om godsdienst te bedryf nie. Elkeen kan glo wat hulle wil, dan sal ons vrede hê. Toets dit bietjie. Waar is die grootste vernyn? Waar is die skerpste kritiek? Van die wat niks glo of die wat iets glo? Vandag is ateïsme, dit is die godsdiens wat glo in geen God, en dan is daar 'n agnostisisme, wat die godsdiens is van ons glo daar is 'n God, maar ek weet nie of jou God die regte God is nie. En daardie stelsel, veral die tweede een, leef meer in die gemoed van meeste mense in die westerse wêreld. Die wêreld waarin u en ek leef, die wêreld wat u en ek deel. En dit het die gevolg om die kerk te vernietig weens verdeeldheid. Want as die Bybel nie meer die waarheid is nie, maar jou waarheid is die waarheid en jou waarheid is die waarheid en daai waarheid is die waarheid, is daar nie meer waarheid nie. En elkeen het hulle eie stukkie van iets en eintlik het niemand enige iets nie. En dis waar ons tans funksioneer en ons vra die vraag, Here, waar is u? Waar is u wanneer die wêreld in stukke lê? Sy antwoord is, ek is op pad. Vooraf het ek vir julle gesê, julle sal gehaat wees. Is julle? Toets aan die vel. Hoe voel dit om nie geliefd te wees nie? Dis verskriklik. Hoe voel dit om nie erken te word en jou standpunt is nie genoeg waarheid vir 'n ander nie? Voel verskriklik. Wanneer die opkomende geslag opgevoed word, en dit gebeur in meer gesinne en families as wat eintlik hoort. Dat die opkomende geslag besluit, ons gaan liewer op in hindoeïsme, of ons gaan op in boeddhisme, ons gaan op in 'n ander godsdiens, selfs 'n agnostiese godsdiens, waar ons enige godheid aanvaar. Moet asseblief nie Christendom in my keel afdruk nie. En dis die standpunt van die kinders teenoor hulle ouers. En hulle kinders word grootgemaak in hierdie stelsel. En hierdie nuwe stelsel sal die kerk nie meer betree nie. Sal nie meer by Christus se gesande aansluit nie. En sal 'n totale nuwe beweging vorm van godloosheid. En is reeds sigbaar vanuit ons eie Christendom. Binne 2 geslagte, baie het gesê dit sal eers 3 wees, maar binne 2 geslagte is daar al gesinne wat groot word sonder Christus in Suid-Afrika. Binne 2 geslagte. Oupa het nog iets geweet, pa het begin wonder, seun weet niks. In plaas van oupa weet baie, pa weet nog genoeg, seun het nog iets, en dan verdwyn hy eers in die 4de geslag. Maar op geslag 3 sit ons al met heidendom in Suid-Afrika. Hoe meer geld, hoe meer die heidendom. Hoe meer gemak, hoe meer die heidendom. Hoe meer stryd, hoe meer die heidendom. Wat is die probleem? Waar lê die probleem? Wat wys die Here in hierdie gedeelte? Wat ons wel sien gebeur, vers 11, baie profete staan op en hulle mislei die mense. Baie profete staan op en hulle mislei die mense. 'n Saak wat die apostel Paulus aanraak, wanneer hy skrywe in 2 Timoteus sy laaste woorde voordat Paulus sterwe, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus,
wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Hy sê vir Timoteus, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees, hier is belangrik, daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. 2 Timoteus 4 vers 1 tot 3. Daar kom 'n tyd en 'n uur, en geliefdes, ons is klaar daar, en ons is in die 21ste eeu, waar profete opstaan en begin verkondig. Die platforms is wyd en oop. Wat hulle verkondig is wat die mense wil hoor. Wat wil die mense hoor? Suid-Afrika gaan nou al vir dekades deur 'n teologie wat ons noem die liewe Jesus teologie. 'n Teologie waarin Jesus as die liefdevolle God geïllustreer word. Jy kan niks verkeerd doen vir hom nie, want hy het jou baie lief. En wat jy doen, word aanvaar. Maak nie saak waar jy gaan nie, maak nie saak wat jy doen nie, hy het jou so lief, jy kan aangaan daarmee. Jy kan aangaan daarmee. Vandag as ons debatte voer, en ek vra die vraag, is dit reg om te doen? Dan sê die Christelike Kerk in Suid-Afrika vandag, ek doen dit, hulle doen dit, die Bybel sê dit is verkeerd, maar hulle doen dit en hulle doen dit. Ek dink dit is aanvaarbaar. Ek dink dit is aanvaarbaar is die antwoord. Die wet van die Here sê dit is verkeerd. Die wil van God sê dit is verkeerd. Christus erken dit is verkeerd as hy die wet verklaar. Die mense sê vandag, dit is aanvaarbaar. Die Nuwe Testament praat daarteen, maar dit is aanvaarbaar. En dan kom mense vandag en sê, moenie oordeel nie. Moet tog net nie oordeel nie. Want jy is dan so liefdeloos. Terwyl die Here se woord baie helder is. As jy daarin bly volhard, is jy op pad na die einde. Wat sê Christus gaan gebeur in terme van hierdie saak van afvalligheid? Wat sê hy? Weens valse profete, vers 12, omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Wanneer die profete verkondig wat ek moet hoor, en ek sê ek wil daaraan nie luister nie, bring vir my liewer 'n ander profeet, dat ek kan hoor wat ek wil hoor. Nou voel ek gemaklik, die temperatuur is heerlik en hierdie warmte, dis lekker. Ek kan hier heeldag bly. Wanneer kan ons weer diens hou, as dit net altyd so kan voel? Heerlik. Net nie praat van die sonde nie. Net nie praat van die wederkoms nie. Moenie praat van die oordeel van God nie. Moenie praat van my gedrag voor God as belangrik nie. Moenie vir my Matteus 7 lees. Moenie vir my Matteus 7 lees. Waar Jesus sê, daar was verkondigers, en hy sê, jy sal hulle aan hulle vrugte ken, want hulle gaan praat soos hulle wil praat, hulle gaan doen soos hulle wil doen. En hierdie verkondigers was sogenaamde verkondigers van die evangelie. En Jesus verduidelik daar, kom ek gee vir hierdie presiese vers, in Matteus 7, hy begin in vers 18, 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie. Elke boom word aan sy vrugte geken, vers 20. En dan sê hy in vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, hy wat dus my Vader se wil ken, dit doen, daaroor praat, dis die profetiese werk, dis 'n profetiese rol wat hierdie persoon vervul. Hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. En dan sê Jesus, baie sal in daardie dag, en hierdie is 'n oordeelsdag,
vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedrywe en in die naams baie kragtige doen nie, dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Maar Here, ek het dan gebid vir genesing in die naam van Jesus. En daardie frase was jou stuk toerusting. Dit was nie jou geloof nie. Want die mag in die naam van Jesus was geweldig en iemand het dalk gesond geword op grond van die genade van Christus, nie op grond van jou goeie woordjie nie. Tog het jy die geldjie gekry vir daardie geloofsgenesing. En die valse prediker sê, maar jou beursie is te dun, jammer, jy het nie gesond geword vandag nie, jy het te min gegee, die gebed is duur. Jou leed kom as gevolg van jou gebrek aan geloof, sou die valse prediker verkondig. Asof Christus nie wil hê ons moet deur die leed van die lewe gaan nie, asof die hele klomp verse van die profetiese rede nie juis gegaan het oor die leed van gelowiges nie. Ten spyte van hulle, al is hulle reeds gered. Hulle gaan nie deurgaan. Wat maak ek hiermee? Afvalligheid sal toeneem. Onrus sal tasbaar voel. En wat is die sake wat hier gelys was? Verdrukking is 'n werklikheid 1. Moenie wegskram daarvan nie en moenie ander oorgee om in jou plek te sterf sodat jy kan leef nie. Sterwe is soms die pad wat vir ons wag. 2. Pas op vir valse profete. Pas op vir woorde wat nie vanuit die woord van God kom nie en 'n verkondiging wat eintlik pas by iets anders. En 3. Moenie deel raak aan 'n wetteloosheid, 'n losbandigheid, net omdat almal daarheen stap nie. Want ons moet wag gereed. Vers 13 die slot. Wie volhard tot die einde toe sal gered word? Hoe bly ek volhard tot die einde toe? In Efesiërs 6 leer ons van die wapenrusting van God. En jy sal onthou daai soldaat aangetrek was met verskillende kleding om reg te wees vir die geveg in die oorlog. Daar's 'n swaard, daar is 'n helm. Die woord van God is die swaard. Helm van verlossing en so word elke item genoem. Geloof is daar, alles is daar. En aan die einde van daardie rede in Efesiërs 6 lees ons van gebed. En wanneer ons in gebed staande gehou word, sal ons staande bly. Nie deur ons krag nie. Julle is tot alles in staat deur Christus wat die krag gee, Filippense 4:13. My genade is vir jou genoeg, Korintiërs. My genade is vir jou genoeg, sê die Here aan sy kerk. Wanneer die 2 getuies van Openbaring 11 begin om die evangelie te verkondig, dan verkondig hulle die evangelie terwyl die vervolging plaasvind. En die vervolging en die evangelieverkondiging loop gelyk. En dit word gedoen en die Christene sterf. Almal sterf nie. Tot op 'n dag, dan word die kerk in 'n groot verdrukking geplaas. En die kerk lyk asof hy dood is, of asof sy dood is. Want die 2 getuies lê daar dood op die straat. En almal begin feesvier. Haha, ons het gewen. Ons het gewen. Ons het hulle uiteindelik uitgewis. Ons het die Christendom vernietig. En daar's van hulle niks oor nie, sê die wêreldheersers. En dan staan hulle op. Hulle word opgewek. En dan begin die vrees en die angs van die verdrukkers, van die wat hulle doodgemaak het. En dan is die Here Jesus hier met die oorwinning.
Daarin lê die volharding. Nie dat ek dit sal wen nie. Dis nie my span nie. Dis sy span. Dis nie my geveg nie, dis sy oorwinning. Dis my stryd, dis my erkenning van wie hy is. Maar hy wat volhard tot die einde toe, word deur geloof staande gehou, deur Christus staande gehou, in gebed en smeking in die lig van Filippense 4. Daarvoor dank ons die Here, dat ons regtig nie alleen is nie. En dan lyk ons soos die minderheid, ja, net soveel persent Christene, julle is maar 'n klein groepietjie in diens van die koning van konings. Dis waar ons staan. Dis waar u staan. Dis waar ek staan. Daarom kan ons nie stil bly nie. Daarom sê die laaste vers. Die verkondiging sal aanhou en aanhou totdat hy kom. Ons sal nie ophou nie. Hy sal ons staande hou. Volhard en wees bly in Christus tot die einde. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, u weet meer as wat enige van ons ooit sal besef. U woord is vir ons kragtig, lewend, 'n sprekende voorbeeld van werklik, Here, waar is u? U is hier. En u kom. Daarom kan ons volhard. Al is dit nie maklik nie. En is hierdie volharding waarvoor ons bid, Here, dat u ons sal vashou ten spyte van al die omstandighede, en waar dit maklik ons aandag aftrek, dat ons eerder 'n makliker weg gaan soek, dat ons sal bly waar ons is. 'n Groepie wat klein is, maar dat ons mekaar sal bemoedig met woorde soos, ons kan vandag, want hy gee vir ons die krag. Laat dit so met ons wees, tot op die volëinding. Ons gebed is, Here, dat u ons as gemeente sal versterk. Dat ons nie na al hierdie aardse goed sal kyk en ons toekoms probeer verstaan binne die Here nie, maar dat ons dit sal verstaan in u oorwinning. Ons bid dit in die naam van ons koning, ons heerser, Christus Jesus. Amen.